Welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here. Ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat bang is om weer te vertrou. Nie omdat jy koud is nie omdat jy nie omgee nie omdat jy nie mense wil lief hê nie, maar omdat jy al so seer gekry het. Wanneer iemand jou vertroue verbreek het, gebeur daar iets binne in jou. Jy begin anders na mense kyk, na omstandighede kyk, jy begin meer vra en jy begin jouself beskerm. En baie keer sê ons nie eers vir mense hoe bang ons regtig is nie, maar diep binne in ons wonder ons, wat as ek weer verkeerd is? Wat as ek weer myself oopmaak en seer kry? Wat as ek iemand weer vertrou en hulle breek weer my hart? En vanaand wil ek vir jou sê, God verstaan hierdie vrees. Hy sien nie net jou reaksie nie, hy sien wat jou daar gebring het. Hy sien die woorde wat jou seer gemaak het. Hy sien die beloftes wat nie gehou is nie. Hy sien die oomblikke waar jy gedink het iemand is veilig en toe was hulle nie. Maar hier is die belangrike ding. God wil nie jou pyn met jou hele lewe beheer nie. Ja, jy mag wysheid hê. Ja, jy mag grense hê. Ja, jy mag stadiger beweeg. Maar jy moenie vir altyd agter mure leef omdat iemand anders jou seer gemaak het nie. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die Bybel sê nie jy moet jou hart vir almal oopgooi nie, maar dit sê ook nie jy moet jou hart toesluit en nooit weer iemand naby jou laat kom nie. Dit sê, bewaak jou hart. Dit beteken jy leer om met wysheid te leef. Jy kyk nie net na mooi woorde nie, jy kyk na vrugte. Jy ignoreer nie die rooi ligte nie. Jy jaag nie vooruit omdat jy bang is om alleen te wees nie. Jy vra die Here om jou te wys wat jy moet sien. En baie keer wanneer mense ons vertroue breek, begin ons nie net mense wantrou nie. Ons begin ook onsself wantrou. Jy begin te dink, hoe het ek dit gemis? Hoekom het ek dit geglo? Hoekom het ek nie vroeër gesien iets is verkeerd nie? Maar jou vorige seer beteken nie jy kan nooit weer reg onderskei nie. Dit beteken daar is plek in jou hart wat genesing nodig het. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Let mooi op, die vers sê nie vertrou elke mens met jou hele hart nie. Dit sê vertrou op die Here met jou hele hart. En dit is waar genesing begin. Wanneer jy bang is om weer te vertrou, begin deur jouself na God se voete te neem. Moenie jouself forceer om mense dadelik weer in te laat nie. Maar begin by God, plaas dit by sy voete en sê vir hom, Here, ek is bang. Here, ek weet nie hoe om weer te vertrou nie. Here, wys my wat in my stikkend is, wat ongesond is en gesond gemaak moet word. Here, leer my om nie deur my vrees gelei te word nie, maar deur u vrede. Want daar is 'n verskil tussen wysheid en vrees. Wysheid beskerm jou, vrees sluit jou toe. Wysheid luister na die Heilige Gees, vrees luister na ou pyn. Wysheid sê ek gaan stadig en saam met God. Maar vrees sê ek laat niemand ooit weer naby my kom nie. En vanaand glo ek die Here wil daardie bang plek in jou hart aanraak. Nie om jou roekeloos te maak nie, nie om jou terug te stuur na mense wat jou aanhou breek nie, maar om jou gesond te maak sodat jy nie meer jou hele lewe uit ou wonde leef nie. Jesus het mense lief gehad. Hy was liefdevol, maar hy het ook onderskeiding gebruik. So, jy kan 'n sagte hart hê en steeds wys wees, soos Jesus. Jy kan vergewe en steeds grense stel. Jy kan weer leer vertrou, maar hierdie keer saam met God. Moenie hard wees op jouself, omdat jou hart nie sommer dadelik weer oopgemaak wil word nie. Wanneer vertroue gebreek is, vat genesing tyd.
maar moenie toelaat dat wat iemand aan jou gedoen het, jou vir altyd agter tralies hou nie. Miskien is vanaand se eerste stap nie om alles reg te kry nie. Miskien is die eerste stap net om eerlik voor die Here te staan en te sê, Here, ek is nog bang. Ek is nog versigtig. Ek weet nie altyd hoe om weer te vertrou nie, maar ek wil nie bitter bly nie. Ek wil gesond word. En dit is waar ons vanaand begin. Nie met druk nie met skuld nie, maar met 'n hart wat weer in God se hande kom rus. Kom ons bid saam. O Vader, ek bring vanaand elke persoon voor U wat bang is om weer te vertrou. Here, U sien die seer, U sien die teleurstelling, U sien die vertroue wat gebreek is, U sien die dele van hulle hart wat toegemaak het, omdat hulle probeer oorleef het. Vader, ek vra vanaand dat U hulle harte sal aanraak. Genees die plekke waar mense hulle seer gemaak het. Help hulle om nie deur vrees gelei te word nie, maar deur U stem. Heilige Gees, gee hulle onderskeiding, wys hulle wanneer om hulle harte oop te maak, wanneer om stadiger te beweeg, wanneer om grense te stel en wanneer om weg te stap. Here, leer hulle om eerste op U te vertrou. Herstel hulle vrede, maak hulle harte gesond en help hulle om weer te glo dat hulle nie vir altyd agter mure hoef te leef nie. Ons bid dit alles in Jesus naam. Mag die Here jou vanaand stil maak, jou gedagtes rustig maak en vir jou vrede gee, soos jy hierdie dag in sy hande los. Geseënde aand. Shalom.